Welkom by nog 'n voorlesing uit Henry Stap aan, geskryf deur Lisette Marie. Ons lees die hoofstuk Olyfboompies. Colleen, ons eersteling, was skaars 'n week oud toe 'n welmenende ouer dame vir my gesê het: "Jy moet altyd onthou, hy is net vir julle geleen." Ek wou dit nie hoor nie. Vir my was hierdie pragtige seentjie 'n geskenk van God. En nêrens in die Bybel kon ek ooit iets anders as juis dit opspoor nie. Kinders is geskenke van God. Ek lees weer Psalm 127 vers 3. Seuns is geskenke van die Here. Kinders word deur hom gegee. Psalm 128 vers 1 en 3 bevestig dit. Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil doen. Jou seuns is rondom jou tafel soos jong olyfboompies. Ek dink nie God leen ons kinders aan ons net om hulle maar weer terug te vat nie. Hy gee hulle aan ons. Ons, as die ontvangers van hierdie fyn uitgedinkte geskenke uit sy hand, moet ons kinders met oop arms verwelkom, maar hulle terselfdertyd met deernis toevou, dankbaar dat God hulle aan ons toevertrou. Van die oomblik dat 'n baba weerloos en afhanklik in ons arms lê, moet ons nooit die verwondering verloor dat God hierdie stukkie van sy skepping aan ons gegee het nie. As ons altyd in ons agterkop 'n deurtjie van vrees oophou dat God enige tyd hierdie kindjie kan terugeis, gaan ons kinders met 'n benoude hart grootmaak en altyd oor ons skouer loer of die groot pretbederwer nie gaan toeslaan nie. Dit is sekerlik nie God se gedagte met ons kinders nie. Geskenke is daarom geniet te word. Saam met die eienaarskap kom egter ook verantwoordelikheid vir hulle versorging en welstand en vir hulle geestelike groei. Ouers moet altyd onthou wie die gewer van hierdie kosbare geskenke is, want ons moet aan hom verantwoording doen vir wat ons met ons geskenke maak. Ons moet respek vir hulle hê, klein soos hulle is, want ons weet nie wat se werk God dalk vir hulle in gedagte het nie. Daarom moet ons hulle begelei om hulle volle potensiaal te bereik. As ons mooi kwaliteite en talente in ons kinders raak sien, moet ons dit waardeer, self skuur en skaaf, sodat hulle nog mooier kan word. Ons mag ons egter nooit in selfvoldaanheid en hoogmoed bokant ander verhef en dink ons geskenke is beter nie. Om kinders groot te maak wat weet dat hulle gawes van God aan ons is, kunstig en uniek met sy eie hand geskep, dis ons grootste taak as Christenouers. Hulle moet weet dat hulle grootste doel op aarde nie selfverwesenliking is nie, maar om God deur hul lewe te verheerlik. Ons kinders is 'n bewys van God se genade. Hulle gee ons toekomshoop. Hulle vat die aflosstokkie van die lewe by ons as ouers aan. As 'n kind sterf, kom ons tot stilstand en ervaar dikwels dat ons hoop ook weg is. Dit word 'n onomkeerbare, klinkklare wete. My kind kan nie meer die aflosstokkie aanvat nie. Sy baan is nou leeg. Sy wedloop voltooi. Henry is een van ons geskenke, 'n blinkgroen olyfboompie uit die hand van die Here. Hy kan mense nie meer self fisies aanraak nie, maar ek wat hom as geskenk ontvang het, kan hom met ander deel. Ons sal hom altyd in ons harte dra, soos ons ook met Colleen, Sep, Wim en Andrew doen, rondom watter tafel hulle ook al hul feesmaaltye geniet. Ons lees die hoofstuk Vingermerke. Al weet ek dis irrasioneel, klou ek aan sekere goed vas, net om Henry se nabyheid nog 'n klein rukkie te kan voel. Onbewustelik probeer ek dinge hou soos dit was, dalk om die gedagte dat alles onherroepelik verander het te sy stap, om myself te probeer flous. Tyd is meer doonloos. 'n week voor sy dood verf ek my toonhals, nie iets wat ek elke dag doen nie. Soos die dae verbygaan, sien ek hoe die donkerpink verfhalfmaantjies kleiner en kleiner word en plek maak vir die natuurlike kleur van my naels wat teruggroei. Ek dink, alles gaan aan, selfs my eie liggaam.
al voel dit of alles in my botstil staan. Ek wil nie die naallak afhaal nie. Iets in my klou vas aan daardie 10 pink verfstreepies. Dis 'n konkrete iets wat daar was voor Henry weg is. 'n Ma vertel dat sy onbedaarlik begin huil het toe die persoon wat hulle ou familiebybel gerestoreer het, al die potloodkrapmerke van haar dogtertjie, wat intussen oorlede is, versigtig uitgevee het. Iemand anders vertel hoe sy die klein geld wat in haar kind se beursie was, onder in haar laai met serpe gebeer het. Soms vryf sy sommer net een van daardie 2 randstukke tussen haar vingers. My Jolanda vriendin skryf vir my na haar pa se dood. Saans, wanneer ek voor slaaptyd Vicks aan my lippe sit, dan dink ek aan my liewe pa. En dat die Vicks dekseltjie wat ek vashou, waarskynlik die laaste aardse dingetjie was waaraan hy gevat het die aand van sy dood. George hou Henry se bankbesonderhede by die van die ander kinders op sy rekenaar. Om die uitveeknoppie sommer net so te druk, is te veel gevra. Ek haal nie sy selnommer en laaste SMS boodskappe van my foon af nie. Ek bære sy studentekaart en rybewys en paspoort in 'n laai, saam met briefies en sy saal rondte boekie vol aantekeninge wat hy nog die Saterdagoggend voor die duikuitstappie gemaak het. Ek kry sy student intern naamplaatjie wat verwys na die studente wat voltyds in die hospitaal werksaam is gedurende die laaste jaar van hulle opleiding in sy badsakkie en sit dit by sy ander goedjies. Hy en sy maats het 2 weke voor sy dood die plaatjies ontvang, 'n grootse oomblik vir elke 5de jaar mediese student. Bokant ons kombuisdeur is duidelike vingermerke waar Henry en Andrew hulle rotsklimgrepe geoefen het. Dis vir my 'n sigbare bewys dat Henry hier geleef en gespeel het. Toe verwers 'n rukkie gelede die kombuis oorverf, het ek gevra hulle moet die deel bokant die kusyn los. Die verwer het sy kop in ongeloof geskit. Dis dan die heel vuilste stuk, mevrou. Ek weet. Een Saterdag moes Henry ons tuinafval gaan weggooi. Voor hom het 'n vragmotor buite beheer geraak en sy vragbakstene oor die hele pad geskiet. As Henry 'n bietjie vinniger gery het, was die vrag op hom. Hy het my agterna die plek gaan wys en was so dankbaar dat die Here sy lewe gespaar het. Ek het onlangs daar stil gehou om een van die bakstene in die veldjie langs die pad op te tel. 'n Konkrete iets wat sê, hier het my kind gery. Hy was hier toe hierdie bakstene afgeval het. Ek dink elkeen van ons, al weet en aanvaar ons Henry is regtig dood, wens steeds dat dit nie so hoef te wees nie. Daarom klou ons vas in dit wat daar was voor die dood gekom het. Om hom net nog 'n klein bietjie by ons te hou, om nie sy spore uit te wis nie. Ons wil hê alles moet nog dieselfde wees. Dit troos 'n bietjie en mislei jou 'n kort klein oomblik totdat die felheid van die wegwees jou weer voluit tref. Ons soek laaste tekens dat hy geleef het, 'n klein ietsie wat hy dalk vir ons gelos het, 'n vergeefse strooihalmpie. Terselfdertyd is ons bang om onverwags op iets af te kom. Daarom pak ek lang tandkaste reg, want sonder uitsondering is daar 'n klein halfvergete nietigheidjie. Terloops en niks vermoedend agtergelaat, skreiend gewoon, soos sy laaste groet. Is dit verkeerd om onbenullighede nog te wil hou? Om onthoudinge liefdevol in ons gedagtes om te rol? Moet ons nie maar op ons tande kners en alle spore van ons geliefdes uitwis nie? Ek dink nie dis nodig nie. Ons kan nie hulle bestaan en die invloed wat hulle op ons menswees gehad het ontken nie. Selfs na hul dood het geliefdes se manier van doen en die unieke rol wat hulle in ons lewens gespeel het, steeds 'n invloed op ons denke en optrede. 'n Bejaarde dame wie se seun op 21-jarige ouderdom dood is, sê onomwonde, "The death of a child defines you." Maar op 'n mooi lentedag besluit jy dalk tog om die kombuismuur bokant die deurkusyn
lemmetjie groen te verf. Uitspattig, vrolik en sonnig. Dankie vir die saamluister vandag. Gaan kyk gerus ook op Lizette Marie se webblad vir heelwat ander interessante publikasies wat sy vrygestel het. Die inligting is in die inligtingsparagraaf van hierdie kanaal. Tot volgende keer dan.